Nou kom ons praat oor die naam Jesus. En dan gaan ek 'n aantal goed hier op die tafel neersit en ek daag enige iemand uit om met my in debat te gaan of dan om vir my te verduidelik hierdie probleemvraag wat ek het. Weet jy, Deborah is reg. Sy is reg. Ek stem met haar saam wat sy sê op die video. Ek sal skakel onder in die kommentaar los. Ek stem met haar saam wat sy sê oor die name. Daar is ongelukkig 'n baie komplekse geskiedenis wanneer dit kom by die tekste en die naam van Jesus. Wat baie min mense besef is dat die Jode van vandag is nie die Judeërs van 2000 jaar terug nie. Hebreëus vandag is nie Hebreëus van 2000 jaar terug nie. Die taal het eintlik uitgesterf. Dit is baie kompleks, maar kom ek wys gou jou die tekste waarvan sy gepraat het. Hier is die Masoretiese tekste, die Tanakh, meer spesifiek is die boek van Josua. En hier is die seun se naam. Hierdie is die lang weergawe van sy naam. Mense wat gewoond is aan die Hebreëse naam sal sien hierdie. Hy is nie altyd daar nie, so hierdie is Jehoshu. Baie mense sê Joshua, maar daar is 'n argument onder skooliere dat die ayin het 'n guttural stop in hom in, so dan is dit Yeshu. Of in ieder geval is die lang weergawe Jehoshu. Hierdie is die Septuagint. Hierdie is 'n Griekse Ou Testament. Hierdie wat ek jou hier sien, is ouer as die Hebreëse Masoretiese tekste. Daar's 'n baie komplekse geskiedenis agter dit, maar hier is die seun se naam in Koine Grieks, Jesus. Nou daai is 'n sigma op die einde. Nou as jy hom wegvat, dan is dit ook Jesus, soos hulle sê in Hebreëus Jesu. En dan ek wil net 'n meer bekende vorm soek van hom hierso, daarso. Jesus met sien jy daai het lyk soos 'n S en dis eintlik 'n sigma. Jesus. Nou Deborah praat ook in haar video van die Latyns en dat die U 'n J-klank het. En hier is die bewys, hierdie is die tweede boek van Johannes, ek het dit in Johannum. En hier is Jesus se naam in Latyns met 'n U. Daai U het 'n J-klank gegee. Jesus. In Latyns. Hierdie is mos 'n dooie taal. Hier het ons 'n Martin Luther Bybel, is 'n Duitse Bybel, baie oud. Sommige weer in die boek van Johannes oopgemaak. En hierso sal jy sien Jefus. Net vir interessantheid. So ja mense, pas op vir mense van die Sacred Name Movement af wat enige antieke Hebreëse name vir jou wil voorskryf, want hulle ken self nie Hebreëus nie, hulle ken nie die tale nie, maar hulle wil vir jou hierdie geheime kennisse voorlê, terwyl hulle nie eens die alfabet ken nie, soos hierdie self aangestelde professor van Pretoria, Montana, hy het sommer hierso, hierdie is eintlik 'n tav, dis soos die laaste letter van die Hebreëse alfabet, wat nie daarin moet wees nie, 1, 2 keer, en hy het 2 alifs in, en niemand het dit agtergekom, en hy het vir almal gejok vir al die jare, en daarmee weggekom. Pas op, moenie laat mense jou mislei nie, moenie vir mense luister, wat vir jou Hebreëus wil leer, maar hulle ken nie die taal nie, het is regtig kompleks, en geskiedenis speel ook 'n rol.